Dis Basala, dis die St. Lucia omgewing en ons is in die Isimangaliso Wetland Park saam met gidse Hayden Elliott in Tembo Mtembu besig om na voëls en allerlei ander interessanthede te soek op die Zululand voëlkykroete. Dis reg, Wiekie, ons is hier by die Gwala Gwala staproete binne in die dorpie van St. Lucia. Natuurlik een van die 3 hotspots wat ons vandag gaan besoek. Om 'n idee te gee, die grootte van die park self, hier St. Lucia, en hy strek op tot reg teenoor die Mosambiekse grens. So 'n gewellige lang kusstrook, maar ons gaan fokus net op hierdie gedeelte van die park self. Die 332.000 hektaar park het in 1999 Suid-Afrika se eerste UNESCO wêrelderfenisgebied geword. Dit spog met 526 opgetekende voëlspesies, 8 interafhanklike ekosisteme, 25.000 jaar oue duine en visvangtradisies wat 700 jaar oud is. Vicky, can you see just right up on top of this tree? It's a beautiful bird. It's called the Livingstone's Turako. The feathers were actually used by the ancient Zulu kings to decorate their heads, and that's also has to serve as a major protective method to try and deter the people from killing the birds. So it's not anyone who was just allowed to shoot those birds, but they were fully dedicated for this special purpose. So maar daai vere is geskik vir 'n koning, né? Ja, julle is. Dit lyk vir my baie soos die Nyasnalurie. Wat is die verskil tussen die twee voëls? Dis korrek, Wiekie, die twee voëls verskil nie baie nie. As jy kyk na die Nyasnalurie, sy kuifie is nie so gepunt soos wat jou Livingstone's of Mosambiekse lurie, soos wat in Afrikaans bekend staan. En hulle verspreidingsgebiede kom ook glad nie ooreen nie. Die Livingstone's lurie kom net op die kusgebiede hier so in die gedeelte van die land voor, waar jou Nyasnalurie glad nie voorkom nie. Die woord Isimangaliso, wat deel uitmaak van die naam van die park, beteken wonderwerk in Zulu. En as jy navors wat hier gebeur, is dit inderdaad so. 14.000 hektaar kommersiële plantasies is vroeg in die 90's uitgehaal en die grond gerehabiliteer. Wildspesies soos die olifant, willehond, jagluiperd, oribi, swart en wit renosters asook buffels is hervestig. Die hoofdoel was om 'n oop ekologiese area te skep waar diere hulle historiese migrasieroetes kan volg. Verbeel ek my of hoor ek iewers 'n baba huil? Dis nie 'n baba nie. As jy in daai boom kyk en hy boonste takke, sal jy 'n groot donker voël sien met 'n baie lang skerp bek. Nou dis 'n gewone boskraai, of Engels noem hulle die trumpet hornbill. Redelik algemeen wat in hierdie kuswoude voorkom. Bietjie wat interessant is van hierdie voël is dat die mannetjie vir die wyfie 'n geskikte gaatjie in 'n boom gaan uitsoek, waarna sy dan na binne invlieg en die mannetjie maak die gaatjie toe met modder. Hulle los dan net 'n klein openingkie waardeur die wyfie voer, terwyl die wyfie dan die eiertjies uitbroei. Sodra sy dan reg is om uit te kom, breek hulle die gaatjie oop en albei die mannetjie, wyfie en die jong kuikentjies kan dan uitvlieg. Maar is dit toegewyde maat? Absoluut, en net vir jou weer idee te gee, dis hoe hy klink. Guys, why are we standing here? I would like to tell you more about this tree. It's a special tree in the Zulu culture. It's called the buffalo thorn tree, or Ziziphus micronata, or buffalo thorn jujubi, or in Afrikaans you can call it the blank blaar wagabiki. It's so important in that if one member of the family dies far away, we believe that his spirit is not with us. And then the elder in the family will eventually take the branch and go up straight to the scene where the accident took place. And that is where he's expected to talk to the spirit, like asking the spirit to come home with. The process is done due to the arrangement of the thorn. You can see that the other portion of the thorn is hooking and the other one is straight forward. And the hooking one we believe to hook the spirit, and with the straight one we believe to send it straight back home. Volgende op op pad is die beeldskone St. Lucia Meer, Afrika se grootste estuaria stelsel. Behalwe dat dit blyplek bied vir 800 seekoeie en 1200 krokodille, is dit 'n lushof vir pelikane, flaminke, eende, waadvoëls en visse. Die meer is 80 km lank en 23 wyd op sy breedste punt. Interessante ding Wiekie van die seekoeie, die lokale Bangazi gemeenskap glo die seekoeie is van hulle voorvaders en hulle hoofman kom na die meer toe om sekere rituele uit te voer en vandaar glo ook dat die seekoeie heilige dier is en hy word glad nie gejag in hierdie omgewing nie. You keep coming up to the right up on top of those trees, you can see it's a black and white bait, and this is an African fish eagle. In the Latin is referred as Halia Yetus Vosefa, which means the voice of Africa. Bietjie interessant van die visarend is dat die mannetjie en die wyfie lewenslang paar en jy weet as ene doodgaan in baie kere lewe die ander nie baie lank nie. It's one of the eagles who through evolution lost his leg feathers. It is said that this was done so that he could just avoid sponging a lot of water from the water because he knew he was to spend quite a lot of time diving in the water. They also have got strong binocular visions and that has led them
them to be highly prized by the local people for muti. Die St. Lucia krokodilplaas buite die dorpie het al die Afrika krokspesies, naamlik die Nyl, soutwater en dwergkrokodil. Wetenskaplikes meen 'n asteroïde het 65 miljoen jaar gelede die aarde getref en die meeste prehistoriese lewe uitgewis, behalwe die krokodil. Die oudste fossiel wat tot dusver gevind is 240 miljoen jaar oud en dateer uit die Jurassic tydperk. Hoekom is dit vir julle belangrik dat mense die krokodille van naby kan ervaar? Die krokodil is 'n internasionaal beskermde reptiel en dis ook 'n sleutelspesie in die Isimangaliso Vlielandpark. En die ander rede hoekom is dit belangrik is daar's 'n negatiewe persepsie oor krokodille in die algemeen. Deurdat die krokodille hierso is, probeer ons die mense se persepsie van krokodille verander deur vir hulle meer te vertel van hulle ekologie en biologie en dat hulle eintlik wonderlike diere is. Bietjie as jy wil kan ons een van die kleintjies vir jou vang en dan kan jy hom vashou. Baie graag. 'n Ma-krokodil lê gemiddeld 60 eiers per sessie en hol 'n gat naby die water in die grond daarvoor uit. Binne 80 dae kom die kleintjies uit die eiers en in die natuur dra sy hulle dan in haar bek na die water waar sy hulle ongeveer 8 weke versorg totdat hulle self kan jag. So hoe oud is hierdie enetjie? Hy is omtrent 'n jaar oud en dis een van die krokodilletjies wat hier gebore is. Wanneer die wyfies lê hulle eiers hier, dan skei ons hulle sodra hulle uitkom en hou hulle apart sodat tot hulle groter is. Hulle word almal bymekaar gehou sodat hulle nie deur die groter krokodille, jy weet, gebyt word nie. Soos 'n kleuterskool as jy dit so kan noem. Word die krokodille ooit mak? Hulle word nooit regtig mak nie, maar hulle kan 'n patroon baie vinnig optel. Soos byvoorbeeld in St. Lucia voer die mense die krokodille want die krokodille leer baie vinnig dat daar kos is op 'n sekere plek. So die patroon wat hulle optel, maak hulle eintlik baie gevaarlik. Mense moet dit nie eintlik doen nie want hulle kan hulle lewens verloor as hulle die krokodille voer. So basend hoe sag sy ou voetjies is. Hulle is baie sag, veral onder hulle pense ook, maar nog 'n interessante feit, selfs 'n volwasse krokodil se brein is baie klein, omtrent soos die helfte van my duim. En hulle gebruik die hele brein, nie soos ander diere of spesies wat net 'n sekere deel van die brein gebruik nie. Wat ook interessant is, is dat hulle baie sterk immuunstelsel het, omdat hulle in die natuur gewoonlik die prooi wat hulle eet is partymal, jy weet, nie meer so lekker vars nie. So hulle immuunstelsel is baie sterk. En dan ook, soos jy die krokodilletjie nou sien, en soos hy lyk, kan hy tot 6000 maal die grootte word wat hy nou is. So hulle word regtig baie groot, tot 4-5 meter. Krokodille paar in die somer en in die winter is dit sonletyd. Dan is hulle hardloop stadiger en eet hulle min. Maar voor Vicky krokodiltrane huil omdat sy moet groet, het hulle aanbeweeg na Catalina Bay. So genoem na die vleiende bote wat gedurende die Tweede Wêreldoorlog na Duitse U-bote gesoek het. Gelukkig vir ons kan ons dit in vrede geniet en uitkyk vir die voëls wat hier voorkom. Die eerstes wat hulle opmerk is die oulike geelbek-eende en klein wit reiers. Ons voëlkykers soek nou na die ou groote, die reusereier. Die reusereier is die wêreld se grootste reier wat hier voorkom. En hy staan so 1,5 meter hoog in 'n vlerkspan van so 600 centimeter. The other name for it is called Mazali Zingwenya. That's a local Zulu name meaning the mother of the crocodile. And that's probably because our local people didn't know when they saw him hanging around the crocodile hatchling that you can eat them. They thought that she is their mother. En nog iets wat ek sien wat gevaarlik naby die krokodille beweeg is die waterbok. Waterbucks can go into the water because they release the scent that deters the crocodile from eating the waterbucks. As jy daar oor die water kyk, is so 'n klein swart en wit voeltjie wat so vlieg en dan so stil staan. Dit is die pied kingfisher of die bontvisvanger. En hulle vlieg hier oor die water en dan kyk hulle so af en dan elke nou en dan duik hulle af en dan vang hulle 'n visie. Wat interessant is van hulle maak hulle nesies binne in grondwalle. Pied kingfisher, they also rated as some kind of the birds that routinely hovers, relying on a wing's power alone. And they've been preferred to hover a little bit more on windy days, and it is said that is when they can gain a free lift by flying to the wind. So vandag is perfekte omstandighede vir die visvangertjie, maar kom ons gaan sit 'n bietjie en kyk wat ons nog kan sien. Het is altyd vir my interessant om te hoor hoe die natuur ons mense se kulture beïnvloed en help skep. En as ek so na al die legendes en stories luister, is ek seker daar's beslis baie om te leer by ons geveerde vriende. Net laat ek kyk of ek nog 'n paar kan sien. Kyk gerus uit vir die bloukruis suikerbekkie, Rad se klein jantjie, Woodward se bosbondrokkie en die geelbors kanarie.
Behalwe voëls en diere kyk, is hierdie seeswem, snorkel en scuba wêreld met lekker warm water vir die koulikes. Dankie aan diegene wat die gebied met harde werk en passie bewaar.